Hallo Dylan, hoe gaan het? Ik hoop het gaan goed. Hi Gustav, goed dankie met jou. Ook goed, dankie. Hoe lyk het met die werk by die universiteit? Is daarom die laaste week voor die breek, né? Ja, Jezus is. En hoe gaan dit met die wiskunde nog? Dit gaan goed, ons het ons punte gekry en goed. Dit gaan goed, ja. Is dit? Daarom as jy bly oor jou punt. Die taak het ons vanmiddag gedoen het ons 95%. So Wow, dis okay, dis goed. ja, dis goed en dan het ek 55 vir die semestertoets. Ek kon seker bietjie beter gedoen het, maar as ek kyk na vorige jare se punte, is dit definitief baie groot vordering. Okay. Niks, baie bly om dit te hoor. En wat met die taak, wat was verkeerd? Of wat het Ek hulle weet punt nie, afgetrek? ons het 28 en 'n half uit 30. Ek nog nie die taak gaan haal om te sien waar ons daai 1 en 'n half punte verloor het nie, maar O, dit kan ook wees dat ek het iets verkeerd oorgeskryf het of iets in daai lyn. okay. Of dalk wou hulle net iets spesifiek op 'n ander manier gehad het of so iets. Ja, En waar is julle nou besig? Het julle weer hierdie week nuwe werk gekry of nie eintlik nie? ons het hierdie week ek dink julle ek weet nie wat julle ek was mos by laasweek se klas gewees hè. As ek Ja, reg is, het julle mos week 7 gedoen. Ek mag verkeerd wees. net kyk, ons het hierdie werk gedoen. Ja, week 7 se werk. Ja. Dan sê dan hierdie ons het dan laas week het ons begin met 8 en dan hierdie week het ons 9 gekry om te doen. Maar ons het nog nie Okay. van jou met 8 deurgewerk nie. Nee, so waaroor gaan 8 se werk? Ek gaan dit gou vir jou stuur. Ek het al twee hier so by my. Okay. Uh, So so is dit nog nie 8 gedoen nie en dan is julle nou besig met 9. ja, ons het daai week 7 gedoen voor daai semester toe so ons het nog nie tyd gehad om in te werk. So, kom ek dink ons het hom laasweek gedoen. En dan ons het eintlik was laasweek se werk week 8 en dan hierdie week se werk is week 9. Maar verstaan, so ons is so effens agter eintlik. Ja, maar ek dink mens kan dit ook opvang natuurlik ook in die reses. Daai wanneer Ja. mens nou in die klas het wanneer jy nou nie nuwe werk kry nie. Ja, of ten minste voor die eksamen sal ons dit definitief Ja, ons of voordat ja. jy dit moet ken. Okay, so dus eers na week 8 se werk kyk. Wat ook al jy dink is die beste. Ja, kom ons doen maar week 8 dan weet ons dit is reg. Dat ek net gou hierso sommer dit hier oopmaak Ja, dan weet ek want ons het presies. nog die week 9 gedoen nie. Ons het eers môre klas. So ons sal O, darm nie agter wees op dit nie. So ja. ja. Okay, nee, is reg. Ek moet gou hierso oopmaak. Dat hy op die wat se naam is op die bord is. Net gou waar is hy nou? Week 8. Okay. So hulle sê hierso vir ons so dit alles gaan nou oor eksponensiële en logaritmiese funksies. Dan sê hulle net vir ons hier gestel 'n wildbewaarder maak 'n opname van die bevolking van die spesies voëls in die wildreservaat en stel die volgende tabel saam. So jaar 1 was daar 10 en toe 20 toe 40 toe 80. Watter funksie sal die bevolkings um aanwas van die voëls die beste voorstel? Die bevolking neem nie toe met 'n konstante hoeveelheid nie, maar verdubbel elke jaar. Dit is 'n voorbeeld van 'n eksponensiële groei waar die afhanklike veranderlike toeneem met 'n konstante faktor. So, dit is dan as want ons sien heeltyd ons maal met 2. Maal 2 maal 2 maal 2. So, as ons hierso het 10, 20, 40, 80 en die konstante verhouding is 2 want ons heeltyd ons maal met 2. Dan is die algemene vergelyking die volgende. Tn is AR tot die mag n min 1. A is maar net jou heel eerste term, wat in die geval 10 is. R is jou ratio, en hoe mense ratio uitwerk, is altyd jou volgende term gedeel deur jou vorige term. Dit is wat ratio is. So dis net T2 gedeel deur T1, of dit kan ook T7 gedeel deur T6 wees. Dis altyd in die volgende gedeel deur die vorige enetjie.
So vir hierdie geval sal ons algemene term 10 maal 2 tot die mag n min 1 wees. So byvoorbeeld as ek nou hier wil weet wat 5 sinne is, dan is dit t van 5. So dis 10 maal 2 tot die mag 5 min 1. So dis tot die mag 4. En as jy dit in jou sakrekenaar gaan intik, jy tik dit in 10 10 maal 2 tot die mag 4 basies. Dan gaan jy 160 kry. So, en dit maak mos sin want dit is dis dubbel 80. As jy reg met daai 8.1. Dis maar net 'n Uh, inleiding. ja, ek sien. Ek wil net seker maak daai 2 langs die 10. Dit is mos omdat dit heeltyd eksponensieel groei. Dit is hoekom die 2 daar is, né? Nee. Ja, so as jy iets het, as jy 'n getalpatroon het wat 'n konstante verhouding het. Dit staan ons nou vir R vir ratio in Engels. Dit is wat daai R is. Dan moet jy hierdie vergelyking gebruik. Okay. Ons kan ook nou kyk, soos nou op die oomblik die onbekende was in die eksponent. So ons kan ook selfs dit gedoen het. Sê maar hierdie was x en hierdie was y. Dan kan ons ook gesê het daarom is y uiteindelik 10 maal 2 tot die mag x min 1. So die onbekende is wel in die eksponent. Dit is daai onbekende daai n, maar jy gebruik hierdie formule as daar 'n konstante verhouding is, 'n konstante iets waarmee jy maal heeltyd. Reg so met dit. Yes, ek is by, dankie Gustav. Okay. So kom ons gaan na 8.2 toe dan. 8.2 sê definisie van 'n eksponensiële funksie. Dit sê magsfunksie soos x tot die mag n is voorbeelde van 'n spesiale polinome waar beide b en c 0 is. Dit is mos nou net daai hulle bedoel maar net hierso, want die algemene ding wat ons ken is ax kwadraat plus bx plus c. So hulle sê maar net as b en c 0 is, dan het ons eintlik mos maar net daai stukkie oor. Dis maar net wat hulle bedoel. In hierdie geval is die basis die veranderlike en die eksponent die konstante. So ons het in ons x, ons onbekende is in die basis. Dis hierso so. Maar met eksponensiële goeters is die onbekende weer bo, soos ek hierso gewys het. Die onbekende is bo in die eksponent. So ons definieer nou die eksponensiële funksie met die basis a tot die mag x. En dis wat hulle hierso presies sê. Maar a is dit nie 1 nie. So hierso is nou die hele ding wat hulle nou wil hê hoe ons moet nou weet is hoe die grafiek lyk. En dis presies wat hulle hierso nou mooi opsom. So as jy het y is gelyk aan a, uiteindelik gaan ons dit hê. Ons gaan hê y is gelyk aan a maal b tot die mag x min p plus q. Dit is om in kort die mooi alles te skryf. En hulle het nou hierso vir mense nou klomp goed gegee en ons gaan nou kyk na elkeen. Maar in kort, net om te wys wat elke ding beteken. Nou jy gaan min kry dat hulle a, b en p en q vir jou as onbekendes gee. So as hulle niks sê van p nie, dan is dit mos net maar net 0. As hulle niks sê van b nie, en dan is dit maar net maar as hulle niks sê van a nie, dan is dit maar net 1. En as dit maar net b tot mag x en as hulle niks sê van q nie, dan val q maar net weg. Maar as jy hierdie stuk verstaan wat ek nou gaan teken, dan verstaan jy als van die grafieke wat jy hoef te ken. So hierdie q-waarde is jou horisontale asymptoot. Dit is die waarde waar die funksie nooit by sal uitkom nie. Dis die q. Dan as jou a groter as 0 is, dan loop hy so of so. Ons gaan nou gesels oor hoe weet ons wat se een hy is. En as jou a kleiner as 0 is, dan loop hy net weer in negatief. So dan loop hy net so. Een van daai twee. Nou hoe weet ons wat se een keer is dit? Dan kyk jy na jou b. As jou b kleiner as 1 is, dan gaan hy na die ma toe. Ons sê hierdie is soos die ma. So hy gaan 'n baba, b is sê maar vir baba, 'n baba wat nog kleiner as 1 jaar oud is, wil nog na die ma toe gaan. Maar as die baba
Ehm sorry, hierso is hy moet natuurlik groter as 0 wees. 'n Baba is tog groter as 0 of ouer as 0. Maar as 'n baba ouer as 1 is, dan gaan hy weg van die ma af. Altyd van links na regs. Weg van die ma af, weg van die ma af of na die ma toe, na die ma toe as daai B dit is. En al wat die P vir ons sê is skuif julle grafiek links of regs. Skuif vir links of regs, maar dit is 'n bietjie moeilik om raak te sien. So ons gaan nie in diepte na hom nou kyk nie. Ek dink ook nie hulle wil hê jy moet in diepte na hom kyk nie. OK. So in kort is dit alles wat 'n mens hoef te ken van die eksponensiële grafiek. Is daar enige vrae sover voordat ons aangaan met die volgende werk? Nee, ek is reg dan nie Gustav. OK. En dit is wat hulle met hier verduidelik. OK, hulle het nou hulle A, hulle A'tjie hierso is eintlik soos my B. Sien jy? Want my B is mos nou daarso net dis myne het ek as B ter mag X, hulle het nou net A ter mag X. En hierso verduidelik hulle nou presies. So as jy nou hierdie notas weer oorgaan, dis eintlik soos my B en dis wat hulle bedoel met groter as 0, dan styg hy en tussen 0 en 1 dan gaan hy kleiner. Dan gaan hy na die ma toe. OK, so kom ons kyk na die volgende gedeelte. Nou hierso verduidelik hulle nou net hoe die sketse lyk en dit is presies wat ek hierso opgesom het. So dis moet ek sê as jy daai verstaan dan verstaan jy eintlik alles. So en hierso sê asymptote is by y is gelyk aan 0 want hulle het nie vir my gesê hierso staan ons eintlik plus kie. Hier staan eintlik plus 0. Hier staan ook plus 0. En daai 0 is daar die horisontale asymptoot. OK, maar kom ons gaan nou aan met die natuurlike eksponensiële funksie want dis waar ons eintlik wil uitkom. So hulle sê enige positiewe getal wat as 'n basis van die eksponensiële grafiek gebruik kan word, en dan die getal wat dikwels voorkom is hierdie spesifieke getal hier. Nou, dis eintlik baie interessant en jy kan sien hierdie getal gaan na 'n sekere waarde toe. En hierdie spesifieke getal noem ons E. So op jou sakrekenaar sal jy sien daarso 'n knoppie E. En in klomp wiskunde is daai E baie belangrik, veral in finansiële wiskunde ook. Maar jy sal sien hier by my geval is dit hierdie groenerige een daar. So ek sê alfa E en dit is daai 2.718 storie. So ons gebruik hom nogal baie. So in kort, ook wat E spesiaal maak, is as ek hier so 'n grafiek het, as ek hier 'n grafiek het van y tot x, en ek teken een grafiek wat sê, hierdie grafiek hierso is, die groene is y is 2 ter mag x, en die rooie, ons maak so, die rooie is y is 3 ter mag x. En ek wil graag die gradiënt van die raaklyn kry. Die gradiënt van die raaklyn by die rooie sal ongelukkig net groter as 1 wees. Die gradiënt van die groene by daai punt 0 sal kleiner as 1 wees. So ek soek dan 'n mooi enetjie wat presies, wanneer gaan ek 'n gradiënt hê wat presies 1 is? Wanneer gaan ek dit hê? En dit sal plaasvind as jy 'n eksponensiële grafiek het, en ek sal dit nou visueel ook voorstel. So hierdie is maar net vir interessantheid wat ek nou besig is. Dit sal 'n presiese ding wees wat sê y is gelyk aan 2,718 daardie hele ding tot die mag x. En dis nog 'n rede hoekom die E getal so wonderlik is of so amazing is. So kom ek wys net gou hierso. As ek hierso het y is gelyk aan 2 tot die mag x en ek het y is gelyk aan 3 tot die mag x. So soos jy kan sien, hulle verskil bietjie. So as ek nou net daar 'n punt gaan vat, presies daar, en ek vra ek soek 'n raaklyn. Ek soek 'n raaklyn van hier wat presies daar is.
en van daai netjie wat ook daar is. Soos jy kan sien, die een se gradiënt is 0,7, dis daai netjie se gradiënt, ander netjie se gradiënt is 1,1. So wat se netjie sal presies reg wees? En dit sal wees y is gelyk aan e tot die mag x. Daai bloue. Want as ek daai bloue vat en ek sê vir hom ek soek asseblief 'n raaklyn van die bloue by daai punt, dan is sy gradiënt presies 1. So dis net nog 'n rede hoekom dit so cool is, die hele e-getal. Maak dit sin vir jou, Dylan? Yes, dankie Gustav. OK. Maar hy word eintlik voorgestel as, of een van sy eienskappe is hierdie ding hier. Hierdie presies wat hier so staan. As jy nou aangaan en aangaan en aangaan, dan gaan jy uiteindelik daai getal kry. So nou sê hulle vir ons die funksie e tot die mag x staan bekend as die natuurlike eksponensiële funksie en sy vorm is soortgelyk aan die gewone. Ons het dit nou net gesien. Nou begin ons met toepassingsvrae. En kyk hoe ver gaan hierdie. Waar is ons nou? So die toepassing van die eksponensiële funksie. Hulle gee vir ons nou hierso 'n voorbeeld en dan verduidelik hulle maar net hoe jy dit instel en nog 'n voorbeeld ensovoorts. So hierso is 'n klomp voorbeelde, jy kan deur daai voorbeelde gaan. Ek wil graag by die werk uitkom wat mense kan somme doen. Ek dink hierso op die einde gaan die seker somme wees. So as ons nou presies wat hulle hierso sê. As daar nie 'n grondtal is nie, as hulle nie hierso 'n grondtal gesit het nie, dan is dit eintlik 10. Maar as daai grondtal presies e is, en in plaas daarvan om die hele tyd te skryf log grondtal e, skryf ons eerder net ln. So dis die natuurlike logaritme. Julle het mos al logaritmes gedoen, dink ek, as ek dit nie mis het nie. Ek weet ons het dit in hierdie werk gedoen wat ons nou is. Ja, maar ek is nie seker of ons dit voorheen al gedoen het nie. OK, as jy dit nie voorheen, kom ek verduidelik net gou vinnig. So as ons het, sê net maar y is gelyk aan 3 tot die mag x. Kom ons maak dit eerder rooi. Y is 3 tot die mag x byvoorbeeld. So 'n grafiek sal as volg lyk. Dis nou net 'n grafiek wees wat so lyk. Nou baie keer in wiskunde stel ons belang in die inverse. Nou die inverse van enige skets is die refleksie van daai skets om die lyn y is gelyk aan x as. So as jy nou 'n spieël hier sou neergesit het, hier op hierdie stiplyntjie, hoe sal daai rooi skets dan lyk? En daai rooi skets sal dan so lyk. En die manier wat ons hom gaan definieer is log van 'n grondtal, 'n sekere grondtal x byvoorbeeld. Kom ons sê 'n sekere grondtal x. So 'n logfunksie, 'n logaritmiese funksie is die teenoorgestelde of die inverse van 'n eksponensiële grafiek. En dit is belangrik om te ken want kom ons vat 'n eenvoudige rede hoekom dit belangrik is om te ken. As ek dit vir jou sê, as ek vir jou sê 4 tot die mag iets gee vir my 15. Wat is daai iets? Nou is dit nou moeilik om daai iets te kry. So jy kan nou gaan raai, jy kan sê 4 tot die mag 2, dan sien jy oeps, dis 'n bietjie baie. So wat van 4 tot die mag 1.8? Dan sien jy okay, dis weer 'n bietjie te min. So wat van 1.9? Dit is ook 'n bietjie groter, maar kom ons sê 1.95 dan. Okay, ons kom al hoe nader aan 15, so 1.955. Daar is nou weer 'n bietjie te groot en ek dink jy kry die idee. So kan ons nou aangaan en aangaan. Maar wat logs vir ons help is die volgende. As jy a tot die mag x het wat gelyk is aan b, dan kan jy x alleen kry deur te sê log grondtal a. So die grondtal bly die grondtal. So jy kan sien die grondtal bly die grondtal. En dan die antwoord a en b was nie saam nie, maar nou is a en b saam. En die eksponent is nou alleen. So dit is ons logs gebruik. So in die geval is x dan net log grondtal 4
15. En as jy op jou sakrekenaar nog intik log, dis haar knoppie is daar ergens, log grondtal 4 en 15, dan gaan jy die getal kry. En dan as jy nou gaan kyk, 4 tot die mag 1.953445298, dan gaan jy wel daai 15 kry. Maar as jy sien waarso gebruik mens die hele ding van log, waar kan ons dit toepas? Nee, as ek sien, dankie, Gustav. Okay. Reg, so dit is wat log is. En dan het hulle met 'n paar eienskappe hierso wat belangrik is van log. Log grondtal A en 1 is 0 en jy kan hierdie eintlik self uitfigure, net om vir jou te wys hoe jy dit self kan uitfigure. Sê maar jy het nou nie geweet wat log grondtal A1 is nie. So kom ons maak dit X. Ek weet nie wat dit is nie. So hierdie storie hier kan gereverse word. As ek vir jou die onderste stuk gee, dan kan jy na die boonste stuk toe gaan, of as ek die boonste stuk gee, dan kan jy na die onderste stuk toe gaan. So in die geval hierso, waar is ons hierso? As ek nie weet wat dit is nie, kan ek sê daarom A tot die mag X moet 1 wees. Maar 1 is dieselfde as A tot die mag 0. So daarom moet X 0 wees. So ek weet hierdie ouetjie moet gelyk is aan 0. En dit is wat hulle daar gesê het. En so kan jy die ander ook uitredeneer op dieselfde prinsip. Kan jy alles uitredeneer. OK. Reg. So daar's 'n paar eienskappe en daar verduidelik hulle net vir ons als. En nog iets wat belangrik is met berekeninge met logs. As jy twee goeders het mekaar gemaal, dan kan jy dit half split. Want dit kom neer op die eksponensiële reël wat sê a tot die mag m maal a tot die mag n is a tot die mag m plus n. Dit is waarop dit neerkom. So jy twee goed mekaar gemaal, is eintlik maar net die twee goed op mekaar geplus. En selfs met deel, dan minus jy net. Want ons ken daai een wat sê a tot die mag m gedeel deur a tot die mag n is a tot die mag m minus n. En nog iets wat jy kan doen is, as jy die b tot die mag n het, dan kan jy die n net vorentoe bring en die res bly dieselfde. Of as jy 'n log grondtal a b het, kan jy dit altyd gaan skryf as log grondtal van enigiets anders, 'n ander getal, en 'n ander getal as base, en dan net die b bo en die a onder. En daai enige getal kan miskien e wees. En as dit e is, dan dat jy ln. En dan wys hulle net 'n paar voorbeelde hierso wat 'n mens kan deurwerk van hoe om dit te vereenvoudig ensovoorts. Ons kan nou later dalk na kyk. Ek wil graag by die grafieke en so uitkom. By die werk wat hulle sê mos hierso is hierso. Ja, die klaswerk. Hoe baie klaswerk is daar? OK, so kom ons kyk hoe ver ons kan kom. So hier is nou nog maniere wat hulle sê van die grafieke van logs. Dis presies wat ek nou verduidelik het. Dit is dan net die grafiek hier, want dit is 'n refleksie om die lyn y is gelyk aan x-as. En hierso is presies die omskakeling wat ek nou op van gepraat het. So hierso kan ons enige omskakeling doen. So as hulle hierso vra los op vir x, ons het dit nou gedoen, dan is x mos log die grondtal was 2, so dit bly 2 en dan 12. En dan tik jy dit net so in jou vergelyking in, in jou sakrekenaar in, en jy kry die antwoord. Nog 'n voorbeeld, los hierso vir x op, dan kan jy mos hierdie twee mekaar maal, omdat die grondtal dieselfde is hier. Dan kan jy sê dis log grondtal 2 x maal 5. En dan om dit om te skakel, kan jy sê 2 tot die mag 2, want is hierdie grondtal, en dan daai antwoord is dan net wat ook al daai gedeelte was, wat 5x is. So x is dan net 4 op 5, want daai antwoord daar is 4. En hoekom moet ons nou al hierdie werk doen? Ons doen al hierdie werk want die toepassing van dit, die toepassing van hierdie werk, gaan gewoonlik met hierdie tipe van goed kom, en julle gaan dit baie kry in julle
toetse en in die praktyk en sulke goeders. Wat hulle gee vir jou of bevolking, dis 'n eenvoudige ding wat met bevolking is, maar ook natuurlik met geld. Iets wat compound interest is. Daarso is dit ook baie keer wat dit voorkom. En dan also geen van goed. Okay, kan ons nou hierdie week 8 se werk kyk. Yes, dis reg met my. Okay. Kom ons kyk hierso. So dit sê hierso eksponensiële groei. 'n Besigheid wat plastiek herwin maak die volgende opname. So die jaar toe dit 1999 was, toe was dit 400 en toe die jaar 2800 ensovoorts. Maak 'n skets grafiek om die gedrag van die funksie voor te stel. So wat jy kan doen as jy nou glad nie 'n idee het wat om te doen nie, jy kan sê kom ons sê hierdie was nou die jaar 0, né? Nee? So 0 1 2 3 4 ensovoorts. 5. So 1999, die jaar 2000, 2001, 2002, 2003. En kom ons sê hierso so is 400. Gaan nou baie moeilik wees. Dit gaan nou baie klein wees. Hierso is 400. En dan die skaal gaan dit tot by 6000 en iets. So eintlik moet ek nog die skaal is nou baie klein. Hierso so moet omtrent 400 wees. So daar het ek 'n kolletjie. Toe jaar 1 was 800, so is dubbeld. Kom ons sê daarso so is 800. So dis dan daar. En dan jaar 3 was dit 1600. So sê maar nog dubbeld. So hier is so 1600. En toe 3000. So hy gaan nou 3200. So is omtrent hier so. En toe somme 6000 iets. 6400. Wat hier so is. So soos jy kan sien, dit is dan 'n eksponensiële grafiek. Hy klim vinnig. Iets soos dit. So dis dan 'n eksponensiële ene. Nou sê hulle bepaal die vergelyking om die funksie algebraïs voor te stel. So ek kan sien heeltyd, dit is al hele R storie. Ek maal met 2, maal met 2, maal met 2 ensovoorts. So ons weet dan daai y is die eerste waarde wat 400 is maal die r wat 200 is tot die mag x min 1. So jy kan dit net so skryf. Moenie die 400 met die 2 maal nie. Want dan gaan dit nie reg wees nie. Dit is net 400 maal 2 tot die mag x min 1. Dit is dan die vergelyking. Okay, so wat sou die herwinde massa wees aan die einde van 2016? Hulle het nie nou gesê elke keer is hierdie die begin of die einde nie. Ons neem aan dit is die einde van 1999, die einde van 2000, die einde van 2001, neem so aan. So 2016 sal wees okay, hierdie was nou eintlik in terme van x was hier eintlik 1 2 3 4 5. Ek het nou ek moes eintlik by 1 begin het. So verander maar net al daai is nou eintlik net by 1 en dan 2 en so voort. 4 en 5 en so voort. So 2016 ons sien hulle verskil die hele tyd 2. So dan sal dit 2 meer wees. So dis by 18de een. So dan sê net y is gelyk aan 400 maal 2 tot die mag 18 minus 1. En jy werk dit maar net uit. 400 maal 2 tot die mag 18 minus 1 en dit is 'n baie groot getal. 52 miljoen. Nou hierdie tipe van werk kan jy ook vanaf op 'n wat sou gaan doen het in Excel. As ek hierso so maak 1999
2000 en elke keer is net enetjie plus 1. So ek gaan maak so tot die so en so. En die eerste waarde is 400 en elke keer is dit net die vorige enetjie maal 2. So maal 2 en maal 2 en maal 2. Dan kan jy duidelik gaan kyk hier by 2016 het hulle gesê. Maar maak dit so daar. 2016, wat is die waarde? Dis presies daardie enetjie wat ons gesê het dit gaan wees. Reg met hom. Yes, ek is dankie Gustav. OK. Nou, vraag 2 sê vir ons, ek moet gaan kyk of ek hierdie net 'n bietjie duideliker kan maak. Ek sien hy blur weer so. OK. Dan is 'n bietjie duideliker nou. In 2005 koop 'n persoon 'n motorkar vir R110,000 en in 2010 word dit verkoop vir R50,000. Indien die afname in die prys deur 'n lineêre funksie voorgestel word, maak 'n sketsgrafiek van die funksie op die gegewe assetstelsel, bepaal 'n vergelyking in die vorm van y is gelyk aan a n plus b, dis maar net soos mx plus c is net 'n reguit lyn vir die prys p van die motorkar as 'n funksie van die jare. So hierdie ding sal tipies so lyk. Hier is die prys en hier is die aantal jare wat hulle nou as n wil hê. In die begin, so sê maar in 2005, was dit nou by die jaar 0 basis. Sê ons het daar begin. Toe was dit R110,000 werd. Maar omdat hulle sê dit uit lineêr verminder, die waardevermindering was lineêr. Hulle sê by 2010, so 2010 sal ons nou 5 jaar later wees. Toe was dit R50,000. So dis dan hierso so. So dit beteken die afname het so geloop. Nou die probleem met Sweets in die werklikheid op die lineêre verwaardervermindering is die kar volgens die wiskunde beteken dit hierdie kar gaan die hele tyd so waarde verminder. So dit beteken ergens langs die pad gaan die kar R0 werd wees en selfs daarna gaan die kar minus 'n getal rand werd wees. Wat nie sin maak nie. Want geen kar sal R0 werd wees nie. Al is die ding heavy erg in 'n brand of wat ook al, jy kan nog steeds dit ten minste vir scrap metal ergens gaan verkoop. Al kry jy soos R4. Dis nog steeds iets. En boonop, ons kan nie negatief geld hê nie. So benadering is nie eintlik ideaal nie. Maar nou sê hulle vir ons hierso, bepaal die waarde van die motorkar in 2017 indien lineêre modellering gebruik word. So 2017, as ons nou hier ergens langs die pad by 2017 sal wees. 2017 sal ons gaan nou kyk wat die waarde moet wees. 2017 is dan T12, nee, want dit is nog so dit is hier so by nommer 12. So ek moes eers 'n vergelyking gekry het. Hierdie eenetjie is net y is gelyk aan mx plus c. Die c is 110,000. Dit is die c waarde en dan om die m te kry, kan jy net sê delta y op delta x, daai punt en daai punt. So ek sê as ek sommer by daai punt begin, dan is dit 110 minus die punt hierso, die y-waarde 50,000 gedeel deur die x-waarde minus die ander x-waarde. So is maar net wat die gradiënt is. En hy verminder met R12,000 per jaar. Dis waarmee hy verminder. So hierdie vergelyking is negatief 12,000 plus 110,000. So as ek nou wat sal gaan instel? As ek 12 gaan instel, dan beteken dit is negatief 12
1000 maal 12 plus 110.000 en kom ons werk uit wat dit is. Geef my negatief 34.000. So dit beteken hierso teen 2017 gaan die kar, as jy die kar wil verkoop, dan moet iemand vir jou, dan moet jy vir die persoon aan wie jy die kar verkoop, moet jy eers R34.000 betaal. Wat mos nou nie sin maak. En ons moet gaan kyk net of dit die waarheid is. Met Excel ook, kon jy gesê het in die jaar 2005 en dan 2006 ensovoorts. Toe was die kar, in die begin was dit R110.000 werd, en dan elke keer net minus R12.000. So, teen 2010, toe was dit R50.000 werd. En nou het hulle gevra teen 2017, toe sien ons negatief 34.000. Wat natuurlik nie sin maak nie, né? En dit is hoekom ons dan by 2.3 kom. Want die afname van waardevermindering oor die algemeen in die praktyk is eintlik, hulle noem dit op die verminderde saldo metode. Dit beteken maar net, dit is eksponensieel. So hulle sê, indien die afname in die prys deur 'n eksponensiële funksie voorgestel word, maak 'n sketsgrafiek van die funksie op die gegee stelsel, bepaal die vergelyking van die vorm P is gelyk aan A maal R tot die mag N vir die prys P van die motorkar as 'n funksie van die aantal jare. So hierdie gaan 'n beter benadering wees. Dit gaan as volg lyk. Hierso is P. Hy het nog steeds begin by 110.000. Hy het nog steeds hierso na 5 jaar was hy R50.000 werd. Maar nou gaan die ding sweets loop. Kom ek maak maar eers so. Dit gaan sweets loop. Hierso so sê maar 5 jaar. En nou kan ons sien, dit gaan nooit by 0 uitkom nie. Dit gaan baie naby aan 0 kom, maar dit gaan nooit by 0 uitkom nie. En dan om hierdie grafiek te kry, het gesê net AR P is AR tot die mag N. Dan gaan stel jy net 'n punt in. Hierdie punt gaan stel jy in. Dan is dit 110.000. Is A wat ek nie weet nie. R wat ek nie weet nie, tot die mag 0. So dit is maar net A. So A is 110.000. Want R tot die mag 0 is net 1. Okay, so ek het sover P is gelyk aan 110.000 maal R tot die mag N. Nou gaan stel jy hierdie punt in om vir R te kry. So 50.000 is 110.000 maal R tot die mag 5. So deel regdeur met 110.000, so 50.000 gedeel deur 110.000 is 5 op 11 is R tot die mag 5. En nou kan ons daai hele ding doen. In die geval, die onbekende is daarom op die grondvloer, so ek kan die 5de mags wortel vat van die een kant en die 5de mags wortel van die ander kant. Dan het jy R is 0,85411. Dit is jou R. So op die einde van die dag, kom ek sit hierdie dalk hierso so en hierso so. So op die einde van die dag is hierdie vergelyking is dan P is gelyk aan 110.000 maal 0,85411 tot die mag N. Maak het sin hoe ek daarby uitgekom het? Yes, ek is baie dankie, Gustav. Okay.
En weer eens, jy kan gou vandag net Excel gaan kyk om te sien of jy reg is. As hierdie mos nou 0 voorgestel het en dan 1, dis nou die aantal jare, so dit is nou die n wat dit is. En dan gaan ons aan. En ek sê nou en 'n ander waarde, daai R waarde, was mos nou eintlik 0,854113259. En ek sê hierso, dit is 110, is altyd 110. Ek moet so maak. Maal A, maal R tot die mag n. So hierdie was die lineêre ene, hierdie is die eksponensiële ene. Dan gaan kyk ons gou wat is die waarde. Ek moet die ander goeders ook net daai R moet ook net vas bly. En dan maak dit sin hierso, is ek nog steeds R50.000 en maar nou teen 2017 gaan dit daarom nog steeds iets rand wees. Dit gaan nie negatiefs wees nie. En dis presies wat hulle nou sê. Wat is dan die waarde by 2017? So nou by 2017 wat hier by 12 gaan wees, gaan vul jy net in. P is dan 110.000 0,85411 en die keer tot die mag 12. En dan kry ons 16.579.76. En dit maak natuurlik baie meer sin, wiskundig en in die praktyk ook. En dis wat hulle nou hierso vra by 2.5. Watter funksie gee die beste beskrywing? En die beste beskrywing is dan die eksponensiële funksie. Die eksponensiële funksie is die beste beskrywing. En die rede is wat ons nou oor gesels het. 'n Kar kan tog nie R0 werd wees nie, of negatief rand werd wees nie. Dit maak net nie sin nie. Maar hier beteken dit gaan al hoe minder en minder en minder word. Ja, dit gaan uiteindelik by 0 uit naby aan 0 wees, maar nog steeds is dit iets werd. Al is dit soos 5 sent, al kry jy dit vir 5 sent. OK, kom ons kyk of ons die volgende keer ook kan doen. Die natuurlike eksponensiële funksie. Hulle sê vir ons hierso die voorspelde populasie. En soos ek nou vir jou gesê het, by die populasie is dit gewoonlik, hulle hou daarvan om hierdie eksponensiële goeders by populasie te vra. Die voorspelde populasie P van 'n stad word gegee deur, en dan gee hulle vir ons die vergelyking, waar T die aantal jaar is na 1990. So 1990 neem ek aan word gesien as sê maar 0. Want hulle sê is die aantal jaar na dit. So byvoorbeeld 1991 sal ons nou 1 wees en 1992 2 ensovoorts. So teen die jaar 2012 is daar 22 jaar wat al verbygegaan het. So P sal wees 100.000 maal E tot die mag 0,05 maal 22. En jy tik dit maar net so in jou sakrekenaar in. En dit gee vir jou wat ek gou vandag doen. Dit gee vir jou so 300.416,6024. So ons kan maar oprond en sê ons verwag daar gaan 300.417 mense wees. En ons kry ons nie 0.6 mens nie. Maar en is ongeveer, né? Nou vra hulle hoeveel jaar sal die populasie 1 miljoen wees? So vir die vergelyking weet ons wat die antwoord is. So ons weet 1 miljoen moet gelyk wees aan 100.000 maal E tot die mag 0,05 T. So deel regdeur met 1 2 3 4 5 nulle, 1 2 3 4 5 nulle, dan is dit 10. So 10 is E tot die mag 0,05 T.
Nou moet ons hierdie vergelyking gaan oplos. So die grondtal is E, so ek kan sê 0,05T is dan log grondtal E, wat eintlik ln is, van 10. So hier is dan eintlik ln 10. 0,05T is ln 10. So T alleen is ln 10 gedeel deur 0,05. En dan tik jy net so in jou sakrekenaar in. Ln 10 op 0,05 gee vir jou 46.05. So ons kan sê, hulle vra in watse jaar? Na hoeveel jaar? As hulle vra na hoeveel jaar, kan ons sê, so om en by na 64 jaar. Of jy kon selfs 47 jaar gesê het. As hulle gevra het, wat is die jaartal, dan moet jy net met 1990 bygeplus het. So dan sal die jaar 2036 of miskien 2037 gewees het. Reg sover met daai vraag, Dylan? Yes, dankie Gustav, ek is. OK, jy het nie vrae sover nie. OK, kom ons kyk dan na die volgende, dan sê hulle by die volgende gedeelte sê hulle net in die geval van 3.2 verskyn die onbekende t in die eksponent. Om dus vir t op te los, moet ons die inverse van die eksponensiële funksie toepas. In die algemeen, dan wys hulle maar net inverse. In die geval van 3.2 moet ons die eksponensiële funksie herskryf as 'n logaritmiese funksie en vir t oplos. Ons het dit klaar als gedoen. Ons is reg daarmee met dit. OK, dan is die bietjie hersiening wat hulle net hierso sê jy moet doen, verander die volgende in logaritmiese vorm. Hierdie sal net wees log 10 van 1000 is 3. Hierdie sal wees log grondtal 2 van x is ons y. Hierdie sal net wees log grondtal 3 van 1/3 is net -1. Hierdie sal wees log grondtal e van 1.4 is 0,33647. Wat eintlik maar dieselfde is as log e is ln, so ln 1.4 is 0,33647. Hierso aan die linkerkant staan ons eintlik 8 tot die mag 1/3. So vir hom kan ons sê log grondtal 8 van 2 is 1/3. En hier aan die linkerkant staan ons eintlik 2 tot die mag 3. 2 tot die mag 3 is 8. So ons kan sê log grondtal 2 van 8 is 3. So is net die hele tyd die omskakeling. Daar's nie iets te snaaks hier nie. Dit kom terug op wat ek hier geskryf het. Waar het ek dit geskryf? Die is die belangrikste. As jy hierdie ken, dan ken jy baie van die hele log stories ensovoorts. En dan hierso sê hulle ook net eksponensieel, so jy kan net ek gaan net 1 of 2 hierso doen, jy kan die res net self dan doen. Byvoorbeeld hierdie hierso, sou mens gesê het 3 tot die mag min 2 is 'n 9de ensovoorts. Hierdie hier byvoorbeeld, hier staan ons eintlik 10. So dis dan 10 tot die mag 3 is die 1000. OK, kom ons kyk gou of ons dan hierdie laaste 2 goeders ook kan doen. Dan weet ons is klaar met dit ook. Dan het ons daarom week 8 se werk en dan kan ons later net weer kyk na week 9. So toepassing van die logaritmiese funksie. 'n Vervaardiger se aanbods of vergelyking word gegee deur P is log van 1000 plus Q, waar Q die aantal eenhede is wat teen 'n prys per eenheid van P gelewer word. Teen watter prys sal die vervaardiger 1000 eenhede lewer? So jy vervang net Q met 1000. So is log 1000 plus 1000. En jy gaan werk dit uit. Log 1000 plus 1000. En dit is dan log 2000
en dit is 3,30103. So die prys sal om en by R3.30 moet wees. Maar by 6.2 vra hulle hoeveel eenhede, so nou vra hulle vir Q. Die vorige vraag het hulle vir P gevra en P het alleen gestaan, maar nou vra hulle vir Q en hulle gee wat die prys is. So ons weet 5 is gelyk aan log. As daar niks staan nie, dan is dit eintlik log grondtal 10 van 1000 plus Q. So dit beteken 10 tot die mag 5 is dan 1000 plus Q. So daarom is Q alleen is dan net 10 tot die mag 5 minus 1000. En 10 tot die mag 5 minus 1000 gee dit vir jou 99.000. So ons gaan 99.000 waar is ek nou? Ons gaan 99.000 eenhede moet vervaardig as ons dit teen R5 wil verkoop. Reg sover. Ek hoop dit maak Ja, daarom. yes, ek is baie dankie, Gustav. Okay. Dit kom met die daai nou al geklik nie. Okay, kom ons kyk nou na die laaste enetjie hierso. Die waarde van 'n belegging as 'n funksie van tyd word gegee deur F, dis maar future value, is 500 maal E ter mag 0.07 T, met T die aantal maande na die aanvanklike belegging. Bepaal die bedrag aan die wat aanvanklik belê is. So dit beteken ons nou, want T staan vir die aantal maande na sekere belegging. Ag na die begin. So hierso gaan ons net hê F van 0. So T gaan net 0 wees. So is 500 maal E tot die mag 0.07 maal 0. So hierdie hele waarde hier gaan net 1 wees. So dis maar net R500. R500 of hoeveel ook al. Neem aan hulle dit was maar net geld, rande. So dis R500. Dis die begin. Bepaal die waarde van die belegging na 10 maande. So F na 10 is dan net 500. E tot die mag 0.07 maal 10. En as jy dit gaan intik, dan behoort jy om en by 1006.88 te kry. Nou sê hulle nou skets die beleggingsfunksie, toon die afsnit met die vertikale as aan. So dis 'n eksponensiële funksie, maar die vorige eksponensiële funksie wat ons na gekyk het was 'n waardevermindering, so hy het minder geword. So daai B-waarde waarvan ek nou gepraat het, was kleiner as 1. Daai B-waarde waarvan ek nou gepraat het. Ja, En dit is yes. hoekom hy afgegaan het. Want dit was waardevermindering. Maar nou is ons besig met 'n belegging wat tog geld maak of tog meer geld het op die einde of geld hy vermeerder in sy waarde. So hy gaan natuurlik opgaan. So ons begin nog steeds hier by 500. Maar hy gaan so op. So na 10 maande, hierso was nou na 0 maande, na 10 maande. My skaal is net nie op perfek nie. Dan na 10 maande is die waarde wat was dit net oor 1000. 1006.88. Bepaal hoe lank dit sal neem vir die belegging om te groei na R750 toe. So hier ergens is R750. So die wiskunde of die skets wys vir my dit moet minder as 10 maande wees. Anders is my skets verkeerd. So ek weet wat die F is. Die F is 750. So 750 moet gelyk wees aan 500 E tot die mag 0.07 T. En dan moet ek net vir T oplos. So deel weer regdeur met 500
dan kry jy net 3 op 2. Dis E to die mag 0,07 T. Convert hom in eksponensiële storie. So dan is dit daardie 0,07 T is log grondtal E 3,5. Ag 3 op 2, 1,5. Wat dieselfde is as ln 1,5. So T is dan maar net ln 1,5 gedeel deur 0,07. So ln 1,5 gedeel deur 0,07. En dan kry ons die waarde van so om en by 5,79. So jy kan maar sê dis amper soveel maande. Amper 6 maande. En die wiskunde wys dan vir ons. So om en by 6 maande sal daardie waarde, hy is daarom kleiner as 10. So dit maak heeltemal sin. OK. Enige vrae, Dylan? Ek hoop dit het sin gemaak wat ons vandag gedoen het. Ja, nee, dat dit, dankie Gustaf. En gehelp na klas laasweek. OK. Jy het nie enige vrae daarop nie. Nee, ek is reg, dankie Gustaf. OK, ons sal Ek net het net een vraag, dan wil ek yes. net hoor, by sy buite die werk. Ek wil net hoor, is daar volgende week klas? Ek sal vir julle laat weet op die groep. Ek moet net mooi Okay. kyk na my dinge, maar ek sal julle op hoogte hou op die groep. Okay, nee, dis 100%. OK. Reg, lekker dag dan en week verder vir jou, Dylan. Dis reg. Dankie Gustaf, dankie vir jou moeite, ek waardeer dit en dan lekker dag vir jou ook. Baie dankie. Totsiens. Dankie baie Gustaf.